Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend in die erediens. Julle wat na die wekroep van God geluister het en gehoorsaam het. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, heilig is U naam oor die ganse aarde. Ons roep U aan in afhanklikheid en vra dat U vrede en genade by ons sal wees. Ons aanbid U as die enigste ware God. Hoor ons gebede, hoor ons as ons in benoudheid roep. Hoor ons gebrekkige lofsange en ons pogings om U te eer. Dankie dat ons U kinders mag wees. Dankie dat U ons vergewe as ons vra. En dankie dat U na ons luister as ons praat. Dankie dat U ons harte hoor en dat U weet wat ons wil sê. Seën ons Here, seën die gemeente vanoggend hier tesame. Seën die verkondiging van die woord oor die ganse aarde. Seën die lippe van predikers wat die woord bring, sodat die woord suiwer verkondig sal word. Gee dat U lidmate aangeraak sal word, dat die kinders 'n boodskap sal kry om 'n lig te gaan wees in 'n deurmekaar wêreld. Open ons harte, almagtige, lewende God. Open ons ore en ons hande. Gee dat ons sal word en wees dit wat U van ons verwag. Maak ons ontvanklik vir die woord, Here. Ons bid hierdie in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit 'n baie bekende gedeelte weer eens, wat weer gaan oor iemand wat na Jesus toe kom om 'n vraag te vra. En ons kry die skriflesing vanoggend in Johannes 3 vers 1 tot 21. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore word. Nikodemus antwoord en sê vir hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom: Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand wat het opgevaar na die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om deur die wêreld veroordeel te word nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, wat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Goed, ons tema vir vanoggend is dis hoe die wind waai. En ek wil graag ons teksvers herhaal. En dit is vers 8. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Wanneer 'n mens tot geloof kom, en saam met die geloof ook die gawe van die Heilige Gees ontvang, maak dit 'n verskil in 'n mens se lewe, of althans dit behoort te. Die bekende Nederlandse teoloog Herman Bavinck skryf in 1881 reeds, dat wanneer iemand tot bekering kom, of wanneer iemand die Heilige Gees het, dit met die volgende beeld vergelyk kan word. Dit is soos met 'n seilbootjie, wat in die middel van die see, in die windstilte beland het. Die see is spieelglad. Daar's nie 'n rimpeling op die water nie, nie eers 'n briesie nie. Geen roering in die seile nie. Wat 'n gevoel van magteloosheid, uitgelewer aan die seestrome onder jou. Maar daar gebeur net niks. Totdat die wind begin waai. Dan verander die hele prentjie. Eers is daar net 'n ligte geklap van die seile, 'n sagte suising op die dek. Dan begin die seil bol staan, en statig begin die skip vorentoe beer, totdat die skuim later oor die boeg spat, en die gevoel van magteloosheid word 'n gevoel van vreugde. Ons beweeg, daar is hoop, ons gaan land toe, ons gaan huis toe. Watter matroos sal as die wind so waai, die seile wil stryk? Wie sal, as die krag daar oral om jou is, op eie krag wil staat maak? Wie sal, as die wind die boot vorentoe beer, opdrag gee, dat die seile laat sak moet word, die roeispane uitgehaal moet word, en dat die span moet begin roei? Want wie verkies nou om op jou eie in 'n storm te roei? Wie verkies nou om jou eie roeispaantjies in te span as die storm op die see is? Wie sal nou die seile laat sak? Ons doen dit. En ons doen dit dikwels. Ons, die sogenaamde verligte, moderne mense, ons verkies om eerder ons eie roeispane te gebruik. Ons laat sak ons seile. Ons gebruik nie die wind nie. Ons is onafhanklike, moderne mense. Ons leef in 'n supermoderne wêreld. So modern, dat ChatGPT binne sekondes 'n verhandeling kan skryf.
vinnig, kits. Dit het die gonswoord van ons tyd geword. Alles moet vinnig gebeur. Alles moet nou gebeur. Anders beweeg ons aan. Ek lees nou die dag, dat as 'n video of 'n plasing op sosiale media nie jou aandag binne 3.4 sekondes trek en hou nie, skraal jy verby. Alles moet onmiddellik gebeur, aan ons vingerpunte, en daarom soek ons kits oplossings vir komplekse probleme, kits uitweë vir probleme wat deur jare opgebou is, kits antwoorde vir eeue oue vraagstukke. Dis waarom dit vir ons moeilik is om te verstaan en te erken dat ons nie op ons eie iets kan bereik nie. Ons vind dit selfs beledigend dat daar 'n veronderstelling is dat ons hulp nodig het. Een van die eerste aksies en woorde wat Petrus aanleer is self. Ek sal self, ek kan self, ek wil self. Ons het pas van Nikodemus gelees, en watter interessante karakter is hy nie. Hy was 'n fariseer, 'n lid van die Joodse raad. Hy was 'n gesiene man, 'n gesiene leier onder die Jode. Jesus self verwys na hom as 'n bekende leermeester van Israel. Maar hoekom besoek hy dan vir Jesus? Die meeste mense voel dat daar iets meer in die lewe moet wees, 'n groter waarheid wat ons moet ontdek. En dit was ook die geval met Nikodemus. Hy het Jesus in die nag besoek. Hy was bang ander mense sien hom. Hy was bang ander mense dink hy swak. Hy was bang ander mense dink hy herken, hy's afhanklik, hy het hulp nodig. En moontlik het hy vermoed dat hierdie jong rabbi dalk die beloofde Messias was wat God aan Israel beloof het. Hy noem Jesus rabbi, leermeester, en daarmee erken hy sy afhanklikheid, dat hy bereid is om by Jesus te leer. En by hierdie gesprek hoor hy dat hy opnuut gebore moet word, iets wat hy glad nie verstaan nie, net soos ons dit steeds vandag nie verstaan nie. Want wedergeboorte beteken oorgawe. Dit beteken om die wind te laat waai en jou seile na die wind te span, nie om jou eie engines aan te skakel en self te probeer nie, nie om jou eie roeispane te gryp en self te probeer oorleef nie. Wedergeboorte, soos die Bybel dit beskryf, is nie maar net die aantrek van 'n nuwe baadjie oor jou ou lyf nie. Dit is nie net die toestop en die oorverf van die krakel op jou boot nie. Dit is nie maar net nuwe gremering oor jou ou godsdienstige gesig nie. Nikodemus het heel waarskynlik so gedink. Hy was 'n baie vrome mens, wat al die wette van sy godsdiens baie getrou nagekom het. Maar een ding het aan hom bly knaag, een ding wat hy werklik oor bekommerd was. En dit was, kyk ek nie iets mis nie, waarvan het ek nog nie gehoor nie. En daarom kom hy na Jesus toe, iemand in wie hy sekerlik God se werksaamheid gesien het. Dalk het Nikodemus gedink, kan hierdie man van God dalk aan my die openbaring maak? Weet hierdie rabbi van daardie ekstra iets, daardie plus, daardie ding wat ek moet bysit, nog 'n reël, nog 'n wet, nog 'n regulasie, iets wat my in staat gaan stel om volmaak te wees. En daarom vra hy vir Jesus, metafories, Rabbi, het u nie vir my 'n roeispaan nie? 'n Roeispaan waarmee ek kan roei om by die ewigheid uit te kom nie.
Of verklaar dan vir my, help my, gee vir my die ekstra energie wat ek nodig sal hê om self aan die ander kant van die water te kom. Ek wil nie uitsak voordat ek die oewer bereik het nie. Wat Nikodemus vra, is presies dit wat wedergeboorte nie is nie. Want wedergeboorte is eerder die neerlê van ons roeispane, die staak van ons eie roeipogings en gespartel. Dis eerder die oopvou van jou seile na die wind van God. Veral is dit die verwondering oor die krag van God se wind. Jesus verduidelik dat wedergeboorte vernuwing is, 'n nuwe mens wat gebore moet word, en die nuwe mens sal die ou dinge laat staan. Wat kan ons by Nikodemus leer? Hy was 'n lid van die invloedryke Joodse raad, 'n man in 'n gesagsposisie. Hy het nie die wettisisme van die fariseërs sommer aanvaar nie. Hy besoek Jesus, want hy wil meer weet. Hy wil meer te wete kom oor die boodskap wat Jesus verkondig, want in sy hart begin hy twyfel. In sy hart begin hy dink dat hierdie man dalk die Messias is. Hy het moed gehad. Hy het Jesus persoonlik kom besoek, om vir hom die vrae te vra, om die waarheid by hom uit te vind. Hy het vir Jesus opgestaan, toe die fariseërs teen hom saamgesweer het. Hy wys die fariseërs en die priesterhoofde daarop, dat wat hulle wil doen, teenstrydig is met hulle eie wette. Hy het die Joodse raad en die fariseërs verontagsaam, deur Jesus se liggaam met waardigheid te hanteer en seker te maak dat Jesus ordentlik begrawe word. Hy was een van baie min van die Joodse leiers wat op die ou einde in Jesus Christus geglo het. Maar Nikodemus se storie stop nie hier nie. Ons lees dat hy saam met Josef van Arimatea Jesus se liggaam van die kruis gaan haal en begrawe het. Uit talle van die apokriewe geskrifte lees ons van Nikodemus. Ons lees dat hy baie ryk was en waarskynlik die mirre en die kruie gebring het, waarmee die vroue Jesus se liggaam wou balsem. Ook die linne waarin Jesus begrawe is deur Nikodemus gegee. Maar Nikodemus sterf as martelaar vir sy Christelike geloof. Volgens die geskrifte is sy oorblyfsels saam met die van Stefanus gevind. Hy het die waarheid gesoek en hy het na Jesus gegaan. Hy het geluister en gedoen wat Jesus van hom gevra het. Hy het gesnap, hy het verstaan. Hy moes sy eie roeispane neersit en hy moes sy seile na die wind span. In die week het ons hemelvaart gevier. Met Jesus se hemelvaart gee hy vir die disippels 'n waardevolle belofte. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Waarom wil ons dan self? God stuur sy gees as trooster, as helper. Die rooi in die kerk vanoggend is 'n simbool van God se belofte. Die simbool dat God sy gees stuur. Dat God ons nie alleen laat nie, want God het beloof, ek is by jou tot aan die volëinding van die wêreld. Onthou jy nog die eerste keer toe jy tot bekering gekom het? Ons het vanoggend gesing, strome van seën, van bowe, oorvloedig, en dis hoe ons dit ervaar het, maar intussen het ons dalk 'n bietjie vergeet. Intussen het ons dalk vergeet van die oorvloedigheid van die seën, die oorvloedigheid van die gees wat in ons is. Wanneer ons na die rooi kyk, dan weet ons, die Heilige Gees is God, Immanuel, God met ons. Hierdie tyd staan in kerklike terme bekend as Pinkstertyd. Die tyd
waar die disippels gewag het op die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het gesnap dat God by hulle is en dat hulle nie uit eie krag die wêreld hoef aan te durf nie. Hulle het vir 10 dae en 10 nagte gewag. Hulle het nie kitsoplossings gesoek nie. In afhanklikheid het hulle gewag. Die rooi noop ons om dit raak te sien. Dis 'n helder kleur, dis 'n passievolle kleur. Dis 'n kleur wat ons dwing om te kyk. Dis 'n kleur wat ons dwing om te erken. Die Heilige Gees stel ons in staat. Die Heilige Gees maak dit vir ons moontlik, as ons net bereid sal wees om te luister, om te doen wat God vra. Ons met ons seile na die wind span, want God het reeds die wind gestuur. Ons dobber nie doelloos rond nie. Ons seil met Immanuel. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore word. Luister mooi, hoor jy dit? Sien jy dit? Die seile roer reeds, klap, klap, en daar staan dit bol in die wind. Die skip begin beweeg, want die Heilige Gees waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie, en waarheen jy gaan nie. Wie kan hom keer? Wie kan hom inperk? Wie kan 'n handvol gryp en sê, hier is hy? Die Here het die Heilige Gees gestuur, sodat ons nie op eie stoom hoef voort te ploeter nie, maar die wind onder ons seile kan hê, van nou af tot in ewigheid. Amen. Hemelse Vader, ons bid dat U Gees opnuut sal uitstort, Here, sodat ons eie ekkerigheid kan afsterf. Gee dat ons die wêreld sal skep, waarin mense mekaar respekteer en mekaar omarm. Ons bid dat die koninkryk sal kom, sodat geregtigheid sal geskied. Ons bid dat ons families herstel sal word, om ruimtes van geestelike en morele vorming te wees. Ons bid vir 'n seisoen van luister, versoening, vergifnis. Ons bid dat Suid-Afrika die toonbeeld van respek vir die Godgegewe waardigheid van elke mens sal word. Ons bid vir ons pragtige land, die regeerders van ons tyd, die beleidsmakers en die ja-broers en die saampraters. Ons bid vir onsself, Here, dat ons sal opstaan vir die waarheid, dat ons geesvervulde lewens sal lei, dat ons die baken van hoop in ons gemeenskap sal word, dat ons roeispane sal laat sak en ons seile na die wind sal span, dat ons sal luister na die Heilige Gees in ons en sal doen wat hy van ons vra, dat ons mense van die lig sal word, mense wat die waarheid praat, mense wat die evangelie verkondig, mense wat weet, ons leef omdat ons glo in God Immanuel, God wat by ons is en God wat ons in staat sal stel. Ons vra dat U ons in staat stel om hierdie bede waar te maak en om lewende getuies te word van die lewe soos wat dit in die hemel sal wees. Here, ons aanbid 'n magtige, lewende God. Ons aanbid die Alfa en die Omega. Ons bid in die naam van die Vader, die naam van die Seun en die naam van die Heilige Gees, die een wat die wind in ons vlerke is. Amen.